Vriende, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemele, Here, dankie dat U in die verste hemel is, maar dat U ook in die eerste hemel hier om ons lywe, die lig om ons koppe is. Here, dat U ver is, maar ook naby, dat U elke duimbreedte van hierdie heelal vul met U teenwoordigheid. Here, daarom hoef ons U nie te nooi of te ontbied, of te smeek om vanmôre hier teenwoordig te wees nie. Ons weet U is hier. Ons gebed draai eerder anders, Here, om te sê, bring ons in hierdie ruimte in. Here, bring ons asseblief in hierdie ontmoeting in. Neem die blokkasies uit ons harte en uit ons ore en oë uit ons verstaan uit, dat ons in 'n ontmoeting met U hier kan wees. Dat ons in gesprek met U kan tree en dat die Gees diep in ons harte sal skryf, sal vasmaak wat U woord vir ons sê. Ons bid dit, Here, in U naam. Ons bid, Here Jesus, vir hierdie week wat voorlê, vir alles wat op die tafel is, alles wat ons moet doen, elkeen se beplanning vir wat hierdie week alles gedoen moet word. Ons bid, Here, vir hulle wat in hospitaal is, hulle wat siek is, hulle wat sukkel met 'n siekte, wat besig is met 'n proses van herstel, besig is met 'n proses van behandeling. Ons bid dat U hulle ook sal dra. Here, dan bid ons ook vir hierdie wêreld waarin ons is. Ons bid waar daar gerugte van oorlog is, waar ons elke dag op die nuus is om te kyk wat volgende gebeur. Here, dat U vir ons sal lei, dat U wil sal laat geskied. Ons bid, Here, dat U kinders sal bewaar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek gaan vanmôre nie die wet lees en dan by een spesifieke wet vashak, want dis baie keer die metodiek. Die 10 gebooie word gepreek, maar daar's eintlik so eenetjie wat uitgelig word en dan word daar op hom gehamer. Maar dan sou julle dit nou al gehoor het, want dan sou ek die ander gelees het en daai een hard gelees het of met besondere klem gelees het. Ek wil meer oor die wet praat. Ek wil amper vanmôre sê, as ons nou 'n YouTube video gemaak het vanmôre, dan was dit nou amper daai video wat gesê het, die 10 gebooie maklik gemaak. Of, hoe dink ons oor die 10 gebooie, of die wet van die Here maklik gemaak. En dan gee die ouens gou vir jou so 3 of 4 stappe. Dis my net altyd irriterend, hulle moet die 3 of 4 stappe sommer voor in die videoetjie sit, dat ek vinnig kan kyk of ek verder wil kyk. Maar nou moet jy 10 minute sit en deur kyk, net om die 4 stappies te hoor. Waar begin dit? Ons sê, die wet is Eksodus 20. Dis nie tegnies korrek nie. Die ouens wat bietjie meer verstaan, sê nee, as jy na die Hebreëse taal gaan kyk en gaan kyk die hele metode wat dit geskryf is, en jy kyk dit in die stuk van die geskiedenis, want nou staan die wet, wham, bam, binne in 'n stuk Eksodus verhaal, waar die volk uit Egipte uitgetrek het. Waar hulle nou by die berg van die Here aankom, en waar die Here dan vir hulle die wet gee. En die ouens wat bietjie meer verstaan, sê, ouens, hierdie 10 gebooie wat ons so lees as die wet van die Here, dis 'n huwelikssluiting hierdie. God is besig om eintlik 'n huwelik met sy volk te sluit, om te sê, ek sal die bruidegom wees. Julle moet die bruid wees. Hier's my ooreenkoms met julle. Julle ooreenkoms met my, moet trouheid aan my wees, ensovoorts. Die Jode het verstaan dat die wet van die Here is die eerste 5 boeke van die Bybel. So vir 'n klein joetjie, as sy pa gevra het, wat is die wet, dat hy nie begin met, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel, dat hy begin, Genesis 1 vers 1. En dan het hy deur Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium gegaan. Nou, ek weet nie wanneer laas julle die Bybel probeer lees het nie, maar daai 5 hoofstukkie, daai 5 boekies, sink party ouens om die Bybel deur te lees, want hier halfpad deur sê hulle, dis soveel wette. Dis soveel goed. Ek weet nie waar ek moet vat en los nie.
En dan byt hulle hom maar vas en lees net deur. En so hier en daar staan daar ietsie wat amazing is, maar daar's klomp lyste van goed, en dis die afmetings van die tempel, en dis wat julle moet doen, en dis die feeste, en dis wat julle nie mag doen nie, en hier is die priesters se gedrag, maar vriende, ons vat 'n samevatting, en dan sê ons, maar hier is die riglyne wat die Here gegee het, en deur die jare het dit dan gebruik geraak, dat die 10 gebooie gelees word. As jy dit nou gelees, ek gaan vinnig deurgaan, kom ons lys gou die eerste paar. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Baie nice. Die Here is die een wat ons uit slawerny bevry. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak, 'n afbeelding maak, van enigiets wat in die hemel of op die aarde is, onder die aarde is nie, en dit aanbid nie. Jy mag hierdie beelde nie vereer en hulle dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Dan staan daar, ek reek kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy nie jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, laat werk nie. Want die Here het in 6 dae die aarde en alles daarop gemaak. Die 7de dag is 'n rusdag. Volgende wet, eer jou vader en jou moeder. Daar is selfs 'n belofte by, dan sal jy lank by leef in die land wat die Here jou God vir jou gee. Volgende gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen iemand anders gee nie. Vriende, ek gaan tot daar lees, want baie mense benader die geloof as daai lysie van 9. Hulle hanteer Christendom asof die belangrikste ding in Christendom die wet is. En al wat ons moet doen, is 'n lysie van 9 goed. En is 'n negatiewe lysie. Dis 'n lysie van 'n klompie goedjies wat ons nie moet doen nie. Jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy moenie, jy moenie, jy moenie, jy moenie, jy moenie. Kom ek memoriseer hierdie paar goedjies, dan's dit goed. So vriende, eerstens, baie ons hakkie vas. As jy met hulle begin praat oor wat is jou Christenlewe, wat is jou geloof, dan hak hulle daar vas. Dan sê hulle, ag, is maklik, is 'n ou lysie van 'n paar goedjies. En is 'n lysie wat jy moet net nie daar gaan nie. Dis baie lekker, dis baie maklik. Moet net nie daar gaan nie. As jy nie daar gaan nie, sjap. En dan sal jy ouens so 'n bietjie tel ook af en toe. Het ek vandag die Here se naam eintlik gebruik? Amper, maar daarom nie. Het ek vandag iemand anders vals beskuldig? Nee. Het ek vandag my vader en my moeder geëer? Ek moet net hulle nie eer nie. Het ek vandag, hoor, dis 'n negatiewe lysie, dit verhoed my net om 'n klompie goed nie te doen nie. As jy alright. Probleem is net, dit stop nie daar nie. En wanneer die Fariseërs nou vir Jesus, die ou wat veronderstel is om te ken, vra maar, kom ons vra hom vas, kom ons kyk hoe ons hom in 'n hoek kan druk, laat ons hom kan sê, aha, jy het nie dit en dit en dit gesê nie, ons het jou. So, hulle begin toe nou met hulle slim praatjies en hulle sê vir Jesus, so, sê jy vir ons, wat is die belangrikste van die gebooie? Lig vir ons enetjie uit jou lysie, kom ons stry 'n bietjie, kom ons redeneer en dan wys ons vir jou hoe slim is ons, dat ons vir jou so 'n bietjie mooi kan vertel, ja, nee, as jy dink daai is die belangrikste gebod, wat van hierdie ene? En as jy hieroor dink en daaroor dink, hulle was reg met 10.000 redenasietjies. En hier kom draai Jesus die tafels op hulle om. Want wat Jesus vir hulle begin sê is,
is nie 'n negatiewe lys nie. Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. Hoe merk jy daai in die aand af, ek het nie dit gedoen nie, ek het nie dit gedoen nie, ek het nie dit gedoen nie. Hoorie, Jesus is nie besig met 'n negatiewe lysie nie. Jesus is besig met 'n positiewe lys. Waar hulle sit en dink, ek wil net afmerk wat ek nie verkeerd gedoen het nie, dan's ek alright. Draai Jesus die tafels heeltemal op hulle en hy sê, nee, as jy die wet saamvat, gaan dit oor, jy moet die Here, ek sal baie keer vir my jongste dogter vra, hoorie, wat hiervan of daarvan, en as sy nou nie lus is om in hierdie gesprek in te gaan nie, het sy net so 'n reaksie, sy antwoord my nie regtig, sy sê net, dan weet ek, okay, gesprek vir ander tyd. Maar dis amper hoe ek voel om nou te sê, as iemand nou die tafel so op jou kom omdraai en sê, ag nee man, ek het nou my lysie reg gehad, 9 puntjies, moenie, ek doen goed. Ek het niemand vals aangekla nie, ek het nie my mense laat werk op 'n Sondag hê, ek het maklik. Dang, nou kom Jesus en hy kom sê, jy moet die Here jou God lief hê. So beteken dit nou, daar's 'n positiewe kant aan die 9 goedjies. Is daar nou 'n moet doen kant ook? Blykbaar lyk dit vir my so. Dis wat Jesus sê. So as jy nou teruggaan na die gebod toe en jy begin nou weer oor hom dink, as jy nie net oor die negatiewe van die goed dink nie, wat is die positiewe kant? Ouens, en nou is die lysie langer, ek kan jou nou al beloof, as ons daaroor begin gesels, ek gaan nie daaroor gesels nie, want dit gaan te lank vat. Maar as ons daaroor begin gesels, byvoorbeeld, jy mag nie moord pleeg nie. Ja, maar ek het nie moord gepleeg nie. En nou begin praat jy 'n bietjie daaroor en praat hoe onskuldig is jy in hierdie ene, en dan kom jy met anders en dan sê, maar, waar begin moord? As jy nou iemand skade aandoen, en jy het hom nie fisies doodgemaak nie, maar jy het daai werker van jou 'n snotklap gegee, en as jy 'n paar ander verse in die Bybel ken, kan jy vinnig begin om saam te praat, om te sê, maar oeps, wat was die bedoeling hier agter? Ek het vir hom geklap, want ek wou vir hom doodklap. Is dit nie moord nie? Is die wortel van moord nie daar binne nie? Nog verder kan ons begin redeneer, waar is die wortel van hierdie een gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, is die positiewe lys, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daai een reeltjie wat Jesus kom sê, kom draai al hierdie ou klein lysietjie om, maar jy moet daai werker lief gehad het soos jouself. Sou jy jouself so 'n klap gegee het? Ek vat nou maar 'n kras voorbeeld. Daar's baie ligter voorbeelde ook. Maar vriende, jy hoor, ewe skielik raak die ou lysie van 10 nie so maklik nie. En ons kan letterlik hier sit vir die volgende jaar, en ons kan gebod vir gebod vat, en as ons bietjie begin brainstorm in die gemeente, gaan mense sê, wat hiervan? En ek gaan skryf. Daai lysie gaan nie lank genoeg wees nie. Ek gaan 'n lys van bo tot onder neerskryf van 2de gebod, 3de gebod, 4de gebod, en ons gaan kan uitbrei, en ons gaan lyste kan maak van wat ons nou alles moet doen. So vriende, ons moet pas op om te sê ons Christendom gaan oor 'n lysie wat ons nie moet doen nie. Is net 9 goedjies. 9 goedjies wat jy nie moet doen nie. As jy shaps. Nee. Jesus gaan draai die tafels op ons om en hy sê, as jy die wet gaan saamvat, is dit 'n positiewe ding. Dis nie 'n lysie van nie doen nie. God het eintlik bedoel dat dit 'n lys is van so moet jy leef. Maar ons het nie so gedink oor die wet nie. Ons het net die wet gebruik om te sê jy mag nie, vrygespreek. Oeps, daar gaan ons, ek is alright. Ek het nie nodig. Vriende, dit raak moeiliker.
Want ek het nie die 10de gebod gelees nie. En as jy die 10de gebod en Jesus se samevatting gaan saamvat, ons het 'n groep wat donderdaande bymekaar kom, jy is welkom om saam met ons te kom sit. Dis nie 'n Bybelstudie nie, ons is 'n groeigroep. Ons praat oor wat gebeur in jou lewe en ons gesels 'n bietjie oor ons pad met die Here. Maar ek het vir hulle 2 weke terug gesê, toe ek by daai punt kom, toe val my tor van die koekie af. Want toe ek regtig daaroor begin dink, toe val my tor af. Hoekom? Want nou kom draai die wet homself en Jesus saam die tafels nie net op ons om nie, hulle keer hulle om dat die pote bo staan. Hoekom sê ek dit? Want as jy die 10de gebod mooi lees, dan is dit die vermenigvuldige gebod. Jy mag niemand se, en maak nie staak wat daar staan nie, die wet self gebruik die voorbeeld van 'n huis, van 'n vrou, van 'n slaaf, van 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders. En die woord wat daar staan is, begeer. Ons werk met die wet as 'n negatiewe lysie, 9 goedjies wat ons net moet afmerk. Die 10de een skribbel ons so 'n bietjie, want ons dink nie oor hom mooi nie, want as jy net op 'n lysie werk van 10 goedjies wat jy moet afmerk, dan verstaan jy nie die 10de gebod nie. Hy pas nie op so 'n lysie nie. Maar oké, ons begin met 'n negatiewe lysie, moet net nie daai goed doen nie, en daar's geloofsaak. En daar's party mense wat hulle hele Christendom so wil verduidelik. Christendom gaan oor die gebod, die 10 gebooie, en jy moet net nie hierdie 10 goedjies doen nie, dan's jy reg. Vriende, maar die 10de gebod gaan sê, daai 10 goedjies is buitegoed. Dis goed na buite toe, dis goed wat jy kan meet daar buite. Of die 9, die eerste 9. Dis 'n buitelysie van 'n klompie goed wat jy daar buite neersit en sê, moenie dit nie, moenie jou ouers daar nie, moenie daar nie, dis goed buite jou. Dis baie maklik om af te merk. Het ek iemand anders doodgemaak? Nee. Het ek my vader en moeder nie geëer nie? Nee. Het ek, dis buite. Hier kom die 10de gebod. En hy kom draai alles op ons aan en hy sê, moet dit nie begeer nie. Moenie eers daaroor lekker begin dink nie. Wat doen hy? Hy loop draai die wet om as 'n binnending. En nou gaan baie mense sê, okay, dis net, ek moet 'n klomp goed nie binne doen nie. Ek moenie iemand se huis begeer nie, ek moenie sy vrou begeer nie, ek moenie sy kar begeer nie. Wat sê die Bybel vir ons? Ons word gedryf uit 'n vergelyk met ander mense en uit 'n ek gun ander mense nie. Spreuke sê dit. Dis hoekom mense goed bly koop. Ons word gedryf deur wat ander het. Ons hele samelewing is gerad. Het jy al gedink wat 'n advertensie is? 'n Advertensie van die begin wat die eerste advertensies gewys is vir ons in boeke en op TV, was dit om mense voor te stel wat die amazing het. En as jy net hierdie ding kry, het jy ook die amazing. Advertensies is die besigheid van mense maak begeer. En dan is daar nou nog slegte begeer in die sin van iemand anders nie gun nie. Vriende, maar nou kom Jesus weer 'n keer en hy kom sê, wow. Dis nie net 'n negatiewe lysie nie, ook die binnelys, die hartslys, is nie net 'n klompie goed wat jy nie moet doen nie. Die wet van die Here word in 2 gebooie saamgevat. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele alles, kragte, alles, gees, verstand, alles. En jy moet jou naaste lief hê na die beste van jou vermoë soos jouself. Met ander woorde, jy moet jou naaste lief hê. Wat sê die Nuwe Testament? Wat vir hulle die beste is. Paulus gaan verduidelik dit bietjie. Hy sê jy moet jou naaste lief hê wat vir hom die beste ding sal wees, of vir haar. Met ander woorde, jy moet jou naaste so lief hê dat hulle beter as jy het en moet kry,
want hulle is belangriker as jy. Dis eintlik wat die gebod sê. En in die oomblik as jy dit gaan doen, dan kan jy nou weer 'n ou lysietjie probeer maak. Maar weer eens, hierdie hartjie is te klein. Ek sou die hele kruis eintlik moes toeplak. Nou wil die stiekertjie nie afgaan nie. Die ou hartjie is te klein. Ek moes eintlik een uitgesny het wat die hele kruis toemaak en sê, as dit gaan oor 'n positiewe binnending wat jy moet doen, hoekom het my tor van die koekie afgeval? Dit is baie maklik om 9 goed te merk en sê ek het nie. Ek het nog nooit iemand doodgemaak nie. Het ek al daaroor gedink? Ja. Miskien nie fisies om iemand dood te maak nie, maar jy was dalk in 'n betleierery op 'n stadium en jy het nie geslat om mis te slaan nie. Jy het geslat om skade te doen. Was die begeerte daar agter? Jy hoor wat ek sê. Daardie oomblikse aksie was nie 'n aksie van ek het jou so lief en ek wil vir jou beter as vir myself hê. Ewe skielik as die positiewe lys ook nog bykom en nou moet ek begin, as ek wou lysies maak, 'n klomp lysies maak van, maar wat is ek veronderstel om te leef? Nie net wat moet ek nie. Hoe moet ek teenoor my ouers leef as dit gaan oor 'n hartsding en ek moet hulle liewer hê as myself en ek moet vir hulle die beste gee? Hoe leef 'n kind dan teenoor 'n ouer? Hoe maak 'n kind dan teenoor 'n ouer? Wat is die verpligtinge van so 'n kind? Vriende, die lysie gaan, it's gonna add up, sê die Engelsman, vinnig. En dis net ooreen, jy moet ouers respekteer. Gaan skryf elkeen van hierdie 10 gebooie oor in 'n positiewe ding, in 'n moed ding, dan is dit nie net een nie, dan is dit jy moet dit, en jy moet dat, en as jy dit regtig doen vir die beswil van daai ene, dan sal jy nie iets by iemand anders steel nie, maar jy sal ook vir hulle gun om meer te hê as jouself. Jy sal bly wees wanneer hulle, hoeveel ouens is regtig bly as iemand anders vir hulle daai kar koop wat jy wou gehad het? Ek het al in gesprekke gesit waar gelowiges net reguit eerlik is oor hulle geloof en hulle pad en sê, wie ek sukkel so. En ek het so nodig en ek het soveel. Hierdie ou het 16 van die goed, nou kom koop hy nog wragtig die een wat ek wil hê. Hoe moet ek vir hom bly wees? Vriende, as dit oor die 10 gebooie gaan, dan moet ons baie versigtig geraak. Want die 10 gebooie is nie 'n buitelysie nie. Dis nie 'n negatiewe lysie net van mag nies. Die oomblik as dit 'n binnelys raak van moeds, dan raak dit 'n ontsaglike, omslagtige ding en dit beteken dat elke beweging wat ek doen, elke aksie wat ek doen, elke optrede, elke woord, elke gedagte, elke inklinasie, elke neiging wat ek het, staan onder hierdie lig. Vriende, en dan hoef jy nie baie ver te gaan om eerlik te raak om te sê, Eina, as dit oor lysies gegaan het, dan wil ek vir jou sê, dan maak niemand van ons dit nie. As dit oor die positiewe lys begin gaan het, as ons begin gemeet word aan wat ons eintlik moes doen, hoe ons dit moes doen, en vanuit 'n diepte hart, waarin daar nie bedrog, vernyn, haat, kwaad is nie. En dit is baie maklik om so teoreties daaroor te praat, maar praat met iemand daaroor as die lewe tref. En as daai ou vir wie jy lief moet wees, glad nie so teenoor jou leef nie. Hy wil jou doodmaak, uitwis, van die bladsy afvee. Hy wil jou in die rug steek elke keer wat hy kan. En dan moet jy daai ou lief hê, moet jy Eina. Vriende, die Heidelbergse Katekismes sê, wat is my enigste troos in lewe en sterwe? In die kerk waarin ek groot geword het, sou jy sweer, dit is dat die 10 gebooie op 'n Sondag gelees moet word. Dis die troos vir die kerk, want as jy dit nie doen nie, maar
Dis alwaaroor dit gaan. Nonsens. Ons belydenisskrifte sê, wat is my enigste troos in hierdie hele storie? Dat ek aan Jesus Christus behoort. En onmiddellik begin sê dit, hy het met sy kosbare bloed al my sondes ten volle betaal en my die heerskappy van die sonde. Ouens, waaroor gaan die geloofslewe? Oor die wet? Nee. Paulus sê dit duidelik in Romeine, as jy Romeine 1, 2, 3, 4 en 5 gaan lees. Almal het gesondig. Almal, maak nie saak hoe heilig jy dink jy is nie. Almal het misluk. As daar een is wat tel en dink hy het dit gemaak, dan kom sê Paulus vir jou in Romeine 1, 2, 3, 4 en 5, jy het dit nie gemaak nie. Waarop kom dit neer? Is jy as 'n Jood dan beter as 'n Griek? Nee, sê hy. Hoekom? Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê hy vir die wat die wet het, en niemand sal hom kan verweer nie. Onthou, ons dink oor die wet negatief, Jesus dink oor die wet positief. Die hele wêreld is strafwaardig voor God. Romeine 3 vers 19. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Geen. Ek is jammer vir al die oomies en tannies wat so boei gemaak het daai tyd, dat dit alles waaroor dit gaan, as dit al was waaroor dit vir julle gegaan het, dan is julle vandag verlore. Want wat dit moes doen was om te sê, jy kan nie my broer, my suster, jy kan nie. As jy reg oor hierdie ding gaan dink, dit gaan nie oor 'n klein lysie nie, dit gaan oor 'n binnelys. Dit gaan nie net oor 'n negatiewe lys nie, dit gaan oor 'n positiewe lys, oor wat jy moet doen en dan nog binne in jou hart, alles wat moet, dis onmoontlik. Geen mens op hierdie aarde het dit reg gekry nie behalwe een, Jesus Christus. Maar Paulus stop nie daar nie. Hy sê nie net almal is veroordeel en daarom is almal op pad hel toe nie. Nee. Maar nou, Romeine 3 vers 21, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Die wet en die profete bedoelende, die eerste 5 boeke van die Bybel getuig hiervan, en die profete, die laaste klomp boeke van die Bybel getuig hiervan, dat God iemand sou stuur, en hy sou 'n nuwe wet op hulle harte skryf. Hy sou hulle leer om die reguit pad te stap. Die Ou Testament getuig hiervan. En Paulus kom haal dit aan, hy sê, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Hoor mooi, vriende. Daai sinnetjie, Romeine 3 vers 23 sê dit. Almal het misluk om in die hemel te kom as dit by hierdie goed kom. Ons het almal misluk. Almal het gesondig. En dan praat hy verder om te sê, daarom is die wet daar om vir ons te wys hoe groot die sonde is. Dis wat Paulus in die gedeelte sê. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek vanweë die verlossing van Jesus Christus. OK, ek het gevra, maklik gemaak, hoe doen ons dit? As jy dan by die punt uitkom om te sê, OK, ek hoor wat jy sê, ek het misluk. Ek gaan dit nie maak deur hierdie lysies en hierdie moedlysies en begeertes, ek gaan nie. Maar wat nou? Moet my nie daar los nie, sê vir my wat om nou te doen. Wat sê Heidelbergse Katekismes 2? Hoeveel dinge moet ek weet om nou te weet dat ek aan Jesus Christus behoort? Om nou te weet dat ek salig is, dat ek verlos gaan word, dat ek hemel toe gaan. En dan sê Heidelbergse Katekismes 3 goed. 1, ek moet weet hoe groot my sonde is. Ek moet iewers by 'n punt kom om eerlik raak en sê, Here, ek is 'n sondaar. Vriende, net so kantaantekening vir enige gelowige is daai 'n goeie ding om maar in jou sak te hou. Ek het 'n ou domineesvriend, hy is nou al afgetree, maar hy het altyd vir my gesê, ou Gerard, 'n ou moet maar altyd besef hoe sondig jy is. En hy praat nie oor sondetjies nie, hy praat oor jou hele sondigheid. Ons is nie waar God ons wil hê nie.
Ons is nie engele met rein begeertes wat alles net die goedste en die beste wil hê nie. Dit het my nog dieper getref toe ek oor die persoonlikheidsgoed begin leer en besef, elke persoonlikheidstipe het 'n kernsonde. God het ons gemaak dat ons persoonlikheidstipe gebaseer is op 'n basis sonde. Dis jou beste een, daai sonde. As God ons so gemaak het, of as die sondeval ons so gemaak het, ek weet nie. Wow. Wat se genade bly vir my oor? Wat se hoop bly vir my oor? Jesus Christus. Net Jesus Christus. Om te leef deur die genade en die verlossing van Jesus Christus. 3 goed sê die Heidelbergse Katekismus. 1, jy moet weet hoe groot jou sonde is. 2, jy moet weet hoe jy van hierdie sonde ontslae kan raak. En dan praat hy net van een ding, nie van kerkbywoning en tiendes en skuldboetes en geloofsdade en wet, nee, niks. Hy praat, Heidelbergse Katekismus praat van die versoeningsdood wat Christus aan die kruis gesterf het. Net een kon dit doen, Christus het in ons plek voor God betaal. Punt. Ons moet besef wat ons sonde is, dit na Christus toe bring en sê, Here, kan ons kom ruil? Ek bring niks behalwe negatief, behalwe sonde en skuld, en ek vra vergewe. En dan die derde punt is, hoe leef ek nou 'n dankbare lewe? Hoe leef ek nou in en deur genade? Hoe leef ek vanuit hierdie geloofsgenade in Christus, van niks het ek gedoen nie, niks het ek gebring nie, niks het ek gehad om te onderhandel, dat God my moes vat, of dat ek 'n goeie deal vir hom aangebied het nie, niks. Om die waarheid te sê, ons is altyd maar bietjie van 'n negatiewe deal as God ons vat. Ons bring altyd 'n stryk negatief agter ons aan, want dit is deel van ons menswees. Dit is deel van ons karakter, dit is deel van ons persoonlikheid. Sondigheid. En die Here is ons lief, ten spyte van, maar ook met dit. En daar is 'n volgende les wat mens iewers moet leer. Die Here is nie net vir jou lief ten spyte van jou sonde nie, hy is vir jou lief met jou sonde. Hy is vir jou lief met jou besondere pakket. Wat is die belangrikste gebod as dit kom by gebooie? Ek dink die antwoord is Jesus Christus. Jesus Christus se verlossing, en as jy mooi daaroor dink, dan kom ons uit by God se liefde. Die belangrikste gebod is, ja, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en alles, maar die groter ding is, dank die Here dat God vir ons liewer het, as wat ons hom het. Dank Vader, dat U vir ons liewer het, as wat ons vir U het. Vriende, mag die Here vir u seën en mag hy gee dat u in sy genade leef elke dag. Ons Hemelse Vader, baie dankie. Here, dat ons in hierdie som wat nie sin maak, wat nie 'n positiewe antwoord het nie, dat ons niks anders kan doen as om na u toe te hardloop en te sê, Here, vergewe my sondaar asseblief. Ons kan nie die lysies doen nie, dit is te veel. Ons is te swak. Maar leef deur die Gees in ons harte en vorm ons elke dag om hoe langer hoe meer soos Christus te wees. Kom maak ons nuut, Here. Maar voor dit vra ons, vergewe ons sondes. Was ons skoon. Gee dat ons kan sê, ons behoort aan die Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek kry geleentheid om die Here te dien met die dankoffers.